klomp jare gelede lees ek in 'n boek 'n stelling wat 'n man maak. Ek kan nie onthou wat se boek dit was nie. Ek het probeer gaan kyk, maar dit was hier. Ons het net in die bediening gekom. Ek dink dit was so 1995, 1996. Het ek hierdie stelling gelees en ek het dit net nooit vergeet nie. En dit het my hart gegryp. En dan wil ek vir jou lees vandag. Elke dag is jou klaskamer en elke persoon wat jy ontmoet is jou onderwyser. Dit het iets gedoen in my hart. Ek weet nie wat iets vir jou doen nie, maar dit het nogal iets in my hart gedoen. En wat het vir my geleer het is jy mag nooit ophou leer nie. Nooit nie. En jy kan by enige iemand iets leer. Dit maak nie saak wie dit is nie. Dit maak nie saak wat se persoon is dit nie. So ruk terug, gaan gooi ek petrol in, en die petroljoggie staan nie by my, hy is op sy bek geval nie, hy staan nie met 'n olie, bande, en jy? Ek sê vir hom, kom vra jy vir my, hy sê nee Melanie, jy lyk nie lekker vandag nie. Toe leer ek 'n les. En toe kyk ek sommer my triespieeltjie, wat is fout met my? En toe kom ek agter, ek was nie eintlik so nice as wat ek moes gewees het nie. En ek het iets by hom geleer, van vriendelikheid kos eintlik maar net niks nie. Dit hoe jy op daai oomblik voel, wees nice met mense. Heg waarde aan mense, maak saak wie dit is nie. Ek het net daai les by hom geleer en ons kan by enigiemand iets leer. Elke persoon wat jy ontmoet, is jou onderwyser en elke dag is jou klaskamer. En alles in elk geval, dit wat ek en jy weet vandag, dit wat jy kan doen vandag, dit waarin jy goed is, ergens het jy dit geleer. Nie een van julle is gebore met die kennis wat jy het nie. Niemand nie. Jy het dit geleer, jy het of in 'n boek geleer, of iemand het dit vir jou gewys, jy het dit op universiteit geleer, of by 'n college, of by 'n wherever jy was. Jy was by ouers wat jy geleer het, by vriende, op Google, Instagram, maar ergens het jy dit wat jy vandag weet, en dit wat jy vandag ken, het jy ergens geleer. Maar baie van ons lewens, en lewenslesse, wat ons ook leer en wat ons ken en wat ons beter mense maak wie ons vandag is ook baie keer in ons seer en ons moeilike tye. In daai storms en daai seisoene wat dit nie altyd vir ons lekker was nie. En ek wil net vanmôre vir jou sê, moet net nooit ophou leer nie. Nooit nie. Ek weet julle jong mense sê, asseblief ek wil net ophou leer. Sorry hoor, maar jou leer kom eers na skool nog meer en meer. Vandag is vir ons as kinders van die Here, vir ons as Christene, vir ons as volgelinge van Jesus, een van die mooiste dae wat daar kan wees. En ek glo dat Paasnaweek die grootste gebeurtenis vir ons as kinders van die Here in die geskiedenis van die mens. Want ons herdenk op Goeie Vrydag die prys wat God deur sy seun kom betaal het vir ons as mens. En vir Christene verteenwoordig daardie oomblik, daardie dag, daai gebeure op die kruis, wat dit vir ons beteken is, dit het jou en my lewe vir ewig verander. Dit het ons lewens vir ewig omgedraai en omgekeer. En mense kyk na kruis op verskillende maniere. Party van julle is dit 'n simbool, en ek dink vir meeste Christene, dis net 'n simbool van oorwinning, dis 'n simbool van hoop. En daar's baie van julle wat dit as 'n hangertjie dra, party van julle dit as 'n sleutelhouer, daar's niks daarmee verkeerd nie. Party van julle het dit as 'n dekor miskien by jou huis, ergens in jou tuin of op 'n muur, miskien binne in jou huis, hang daar ergens 'n kruis. Maar ek wil hê ons moet vanoggend bietjie kyk na lewenslesse, wat ek en jy kan leer, wanneer ons na die kruis en na Goeie Vrydag kyk, en al die gebeure rondom, wat daardie dag gebeur het. En of jy 'n Christen is of nie, of jy die Here dien of nie, of jy nog wonder oor Christendom en of Jesus genuine is, jy kan ook lesse leer uit daai gebeure. Met die aanloop na die gebeure op daai verskriklike dag, meer as 2000 jaar terug,
is daar lesse wat ek en jy kan leer, wat jou lewe na vandag nog beter en nog voller kan maak. En dis goed dat ons weet, ons ken dit, maar ek het dit in my hart ervaar of die Here net weer nuwe goed wil kom vasdruk in ons lewens. In Jesus se laaste ure, voor sy kruisiging, met een van sy disippels hom verraai. Hy het hom verkoop, en hy het maar 30 stukke silwermuntstukke gekry. En ek het 'n bietjie gaan kyk, dis so om en by, in vandag se waarde so R10,000. Hy het Jesus verkoop, een van sy ouens wat saam met hom gewandel het, hy het al Jesus se wonderwerke gesien. Hy het alles gesien wat Jesus gedoen het. En hy verraai hom. Een van Jesus se beste vriende, Petrus, teen in die binnekring, verloon hom. Hy draai sy rug op Jesus en sê, maar ek ken hy man nie. 3 keer na mekaar verloon hy Jesus en sê, ek ken hom nie. Dink het vir een oomblik hoe Jesus daar gevoel. En net 'n rukkie daarna toe Jesus gevange neem, al die ander disippels lees ons het weggehardloop. Waar hulle gesê het, Here, ons sal by U bly tot die dood toe. Maak nie saak wat gebeur, die Here sal met U sal ons hierdie lewenspad stap en ons sal nooit U los nie. When push comes to shove, toe hardloop almal weg. Maar Jesus het nie vir een oomblik getwyfel of gewonder of hy moet aangaan met hierdie storie nie. Toe hom gevange neem daar, en hy weet waarheen is hy op pad. Hy het nie vir een oomblik daar gewonder of hy nou moet maar net opgee nie. Maar hy het deurgedruk, hy het vas bly staan en hy het op die ou end sy doel bereik. En in ons lewens gaan dit nie ook altyd net so wat ons wil hê dit moet gaan nie. Ons het ook hierdie drome, hierdie planne, ons sien sekere goed wat ons, en ons het ook ons idees oor hoe die lewe moet wees. Maar dit gebeur nie altyd so wat ons wil hê dit moet wees nie. Die Here wil vanmôre vir jou en vir my ook kom vra. Dit maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak hoe mense optree en jou behandel en miskien teen jou draai of so nie. Al wat die Here vir jou vra is, hoor jy moet net vas bly staan. Dis al wat jy moet doen, bly jy net vas staan. Dis al. Staan net vas. Want dis wat Jesus gedoen het. Ek wil jou vandag vra, wat is daar op die oomblik in jou lewe wat aangaan, wat voel of dit jou wil omstamp? Wat is dit wat voel op die oomblik? Jy voel so, hierdie ding druk so in jou, dit voel of jy heeltyd jou balans verloor. Jy voel heeltyd die binne of jy net wil omval. Hoor wat leer Jakobus 1 vers 12 ons. Gelukkig is die mens wat standvastig bly. Hy sal die oorwinningsprys behaal. En ek die eerste les, ek dink wat die kruis vir jou en my wil kom leer. Staan vas. Moenie laat hierdie lewe jou omdruk nie. Want dis wat ons by Jesus geleer het. Toe sy naaste mense, sy naaste vriende hulle rug op hom draai, hy kon net daar wel, ek weet nie nou meer, en hy het net vas bly staan, hy was doelgerig, en hy was vasberade om dit te bereik waarvoor sy pa hom gestuur het. Die Here wil vanmôre vir van julle sê, moenie ingee nie. Moenie as hy druk net, ag wel, whatever nie. Staan vas. Gelukkig is die mens wat standvastig bly. Jesus het geweet wat 'n verskriklike pyn op hom wag. Hy het geweet daar's marteling wat kom, want hy het geweet hoe die Romeine mense kruisig. Onthou toe die dag toe Jesus gekruisig was, hy en hy 2 skelms langs hom, was dit nie die eerste kruisiging wat daar was en die mense het, dis eers ek so iets sien nie. Dit was die Romeine se gebruik om mense tereg te stel. So almal het geweet hoe dit lyk, almal het geweet hoe verskriklik en hoe gruwelik dit is, en hoe verskriklik baie pyn die mense wat gekruisig word moet deurgaan. En Jesus het presies geweet wat kom. Hy het geweet wat vir hom wag. Hy het geweet wat die geeseling gaan behels. Hy het geweet hoe dit gaan wees as hom gaan slaan met stokke en met die kats en met die geesel. Hy het geweet wat kom. Maar ek dink vir hom die ergste daai dag was om te dink dat hy moes daai dag op daai kruis die hele wêreld se sondes op sy skouers vat. Voor hom en al die biljoene mense wat na hom sal kom. Hy het geweet
al daai mense se sondes, joune en myne ingesluit, moes daai dag op sy skouers lê. Al die siekte wat Jan kan dink, was daai dag op hom. Dink aan jou ergste siekte waar die hel gegaan het. Hy het dit daai dag gehad op hy kruis. En hy het geweet wat kom. Hy het dit geweet. Maar vir hom die ergste was om te dink, as daai sondes van hierdie wêreld, van hierdie mensdom op my skouers gaan lê, gaan my pa na my kyk, en my pa se wraak gaan op my neerkom. Want God haat sonde. En as God sonde sien, moet dit onmiddellik doodgemaak word, en God wil dit straf, en hy het geweet dis wat sy pa met hom gaan doen. En hy het geweet dit gaan byna onmoontlik wees om dit te hanteer. Maar in hierdie onmoontlike en met hierdie verskriklike vooruitsig wat Jesus in die oë gestaar het daai dag, het Jesus met soveel durf en soveel deursettingsvermoë en met soveel moed het hy gewys, dit is hoekom ek aarde toe gekom het, is om die mensdom te red, want ons sou dit nooit kon hanteer het met God se wraak op ons lewe nie. Ek dink nou verstaan ons miskien iets, hoekom die Here vir Josua in Josua 1 in dieselfde hoofstuk 3 keer dieselfde gesê het, want ons gaan ook sekere goed beleef in die lewe. In Josua 1 vers 9 staan die volgende, die Here sê, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan. Die Here het geweet, jy en ek, gaan deur tye en seisoene gaan in ons lewens wat ons maar net moet gaan nodig hê. Want hoekom sal die Here, wanneer die Here na jou toe kom en hy sê, wees sterk en vol moed, wat veronderstel dit? Jy gaan sterkte nodig hê en jy gaan baie moed kort kom. Want anders sou hy nie gesê het, jy moet moed hê. Hoekom? Here, hier niks gebeur nie. Hy sê, dis op pad. Ons almal gaan een of ander tyd deur 'n fase, deur 'n seisoen in ons lewens, waar ons die Here se sterkte, maar ook sy moed nodig het. Miskien is jy vandag in so 'n seisoen van jou lewe. Dis nie lekker nie. Jy beleef goed, daar's persoonlike goed, daar's goed hier binne in jou hart, daar's goed wat jy ervaar by die werk of wherever. Jy beleef hierdie klomp goed en dit voel of jy net wil moedeloos word. Miskien voel jy hulle van op, daar's so 'n Afrikaanse spreekwoord sê, op moed verlore vlakte sit. Daar's niks. Maar Jesus leer die volgende in Johannes 16, hy praat self. Johannes 16 vers 33 kom Jesus en hy sê vir sy disippels, net voordat hy opvaar hemel toe, dit het ek vir julle gesê, wat? Dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Hoekom? Ek het die wêreld klaar gewen. Aan die kruis het Jesus vir ons kom leer, vir ons kom wys om moed te hê. En hy het gesê, jy gaan ook deur moeilike tye gaan, en nou kom hy en hy sê, maar die lewensles wat ek vir jou wil leer is, terwyl ek aan die kruis is, hou moed. Hy het deur dit gegaan, hy het deur moeilike goed gegaan, en hy wil vanmôre vir jou kom en sê, waar jy vandag gaan, hou net moed. Moenie moed verloor nie. Hoekom nie? Want die oorwinning is klaar behaal. Dis wat Jesus sê, ek het die wêreld klaar gewen. Ons leef vanuit 'n posisie van oorwinning. Dis wie ons is. En dit moet ons die moed gee. Ek dink een van die mooiste eienskappe, of die karaktertrekke wat Jesus het, is sy nederigheid. Maar jy moet nou een ding onthou, Jesus, toe hy aarde toe gekom het, kom hy van God af. Nou God is die koning van die heelal. Hy is die skepper van alles. En Jesus is in daai posisie langs sy pa. Dit maak van hom 'n prins. Hy is royalty. En die ding is nou vir hom om aarde toe te kom. Om tussen ons as stikkende vuil mense te kom leef. Weet jy hoe vernederend moet dit wees? Weet jy hoe laag moet hy gaan om by ons as mens uit te kom? Want hy is die skepper, hy kom leef nou tussen sy skepsels. Dink jy hoe nederig moet hy word om dit te doen? Hy kan na homself kyk en sê, nee pa, ons is ten minste God. Ons het alles gemaak. Maar hy los alles. Die troon, die hemel, God se teenwoordigheid, daai heerlikheid saam met sy pa,
En hy kom aarde toe en hy verneder homself en wat gebeur? Hy word gebore, nie by Medikliniek nie, in 'n privaat saal nie. Hy word gebore in 'n blyplek van vuil diere, beeste en skape. Nou die van julle wat ken van plaas of jy op plaas kom, gaan slaap as jy nou weer by die plaas kom. Sê nou nee, ek gaan by die beeste slaap vanaand. Hoe lyk dit daar? Kry net 'n bietjie die prentjie en die reuk. Dis presies waar hy gebore was. En toe waar maak hulle sy bedjie? Hulle het by Baby Boom so oulike dingetjie gaan koop eers. Nee, waar lê hy? 'n krib. Nou vir ons is 'n prentjie, dis 'n mooi krippie. Dis 'n voerbak vir diere. Nou jy al gesien as 'n bees of 'n skaap eet, hoe koil hulle? Dis waar in 'n pas gebore. Julle wat hierdie klein babietjies het, jy het sy jou kind hier so gaan lê in dit, nie? Hoekom nie? Dis vuil. Die seun, die grootste wat daar is, en hy verneder homself tot daar. Hoekom? Vir jou en my. Hy verneder homself tot op so 'n punt, dat hy bereid is om dood te gaan vir jou. Kom ek lees vir jou, hoe beskryf Paulus hierdie gebeure. In Filippense 2, vers 6 tot 8 staan die volgende. Jesus staan in status, hoor die woorde, staan in status op gelyke voet met God. Hy was egter nie so vol van homself, dat hy tot elke prys aan die status wou vasklou nie. Hy het die status en eer wat hy gehad het, eenkant toe geskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. As mens onder mense, het hy die pad van vernedering nog verder geloop. Dit sou hom uiteindelik by die dood aan die kruis uitbring. Wat 'n vernedering. God het dit egter van hom gevra en hy het die pad van vernedering gehoorsaam en einduit geloop. Uit sy nederigheid het hy die wêreld en jou en my lewe heeltemal verander. Prys die Here daarvoor. Ons moet altyd onthou wie ons is. Ons moet altyd onthou, wanneer jy ooit iets of iemand word, dis altyd net genade. Altyd. Alle goeie gawes kom van die Here af. Dit gaan altyd oor aan God alleen al die eer. Solideo glory, wat die Here vir ons wil kom leer, is die kruis leer jou die lewensles van nederigheid. Laat ons leer om hierdie lewe te leef vanuit die kruis. Wat's dit? Genade. Ons mag nooit op 'n plek kom en dink ek het dit. Jy het dit nooit nie, want jy het dit nooit gehad nie. Dis alles wat jy het is net die Here. In Jesus se laaste ure was hy gespot, geslaan, opgespoeg, gemartel en hy was onskuldig. Hy was heeltemal onskuldig. Hy kon op daai oomblik, die Bybel leer ons dit, hy kon op daai oomblik 'n legioen, duisende engele roep, om daai klomp soldate in 'n oomblik te kom doodmaak. Hy het nie nodig om iets te doen nie, hy kan net gesê het, okay, kom. Hy kon dit gedoen het. Hy was by mag, hy is God. Hy is God se seun. Maar hy het nooit sy selfbeheersing verloor aan die kruis nie. Hy was nooit buite homself nie, maak nie saak wat hulle aan hom gedoen het nie, want hy het geweet en het geglo ten spyte van wat hierdie mense nou aan my doen, hoe hulle my behandel, hoe hulle met my praat, hoe hulle op my spoeg, hoe hulle my sleg sê. Het hy geweet ten spyte van hoe mense my hanteer, my pa is ultimately op die ou en te beheer van my lewe. Nie hierdie mense nie. Ek wil jou vandag 'n vraag vra. Wat is dit wat mense al aan jou gedoen het? Het mense al vir jou gelieg? Het mense jou al bedrieg, jou ingedoen met geld? Het mense jou al seer gemaak? Het jou man of jou vrou jou net so gelos? En vandag sit jy alleen en wat nou? Jy beleef sekere goed in jou harte,
Mense het gevat aan goed wat jou toekom. Jy het gedink, dis myne. Jy weet dis joune, maar dis net gevat, dis net weg. Miskien is jy vandag in soveel moeilikheid en soveel probleme en jy sit met soveel skuld as gevolg van wat ander mense gedoen het. Wat is ons reaksie? Ek sê terugkry. Watch my. En jy werk jouself op, dan trek jy die Here in. Here, vat hulle. Nie nou heilige lyk nie. Dan begin jy, Here, sort hulle uit, Here, vat hulle vas, ruk hulle en wat ons doen? Here, kyk waarmee is hulle besig, gaan hulle net wegkom met dit. Of ons besluit om dit maar self te doen. Dan vat ons dit in ons eie hande, want die Here vat te lank. Hoor wat dit leer Romeine 12. Dis nie 'n baie lekker vers om te hoor nie. Romeine 12 vers 18 staan daar. Doen van julle kant af alles in julle vermoë om in vrede met ander mense te leef. Laat staan al julle wraakplanne. Dit pas glad nie by gelowiges nie. Los sulke dinge vir God. Daar staan immers in die Bybel, ek alleen het die reg om te straf. Ek sal wraak neem, sê die Here. Daardie dag, toe Jesus aan die kruis gehang het, nadat hy onskuldig daar gehang het, deur al die pyn en al die seer gegaan het, deur al die spottery, hy kon wraak neem. Hy kon engele roep om hom te kom red en verlos daar. Hy kon gesê, sorry julle, maar dis nou genoeg. Hy kon dit doen. Hy kon hulle almal vernietig het. Maar hoor sy reaksie. Hoor die keuse wat hy maak en sy reaksie en wat hy daai dag gemaak het is vandag vir jou en my 'n baie, baie groot lewensles wat nie maklik is nie. Hy sê in Lukas 23 vers 34, na hulle al hierdie slegte goed met hom doen en aanvang, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat moet ek vergewe? Het jou vergewe? Het jou vergewe vir dit wat jy en ek aan hom aan die kruis gedoen het, want wat met hom gebeur het daai dag, is ek en jy. Ons kan maklik sê, ja, maar dis daai Romeinse soldaat wat daai spyker gevat het. Dit was daai Romeinse soldaat wat daai hamer gevat het en in Jesus se hand ingeslaan het en deur sy voete daai spyker geslaan het. As jy mooi gaan kyk, gaan jy sien ek en jy hou die hamer vas. Want is ons wat dit aan hom gedoen het, met ons sonde, met ons lewens, en nou kom hy en sê, ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Dis genade. En dan vra hy dieselfde vir jou en my. Nou maar, hier's my die les. Vergewe. Laat ek dit uitsort. Hy's God, hy weet wat hy doen. Jy weet presies vanmôre wat in jou hart aangaan. Jy weet wat is dit wat jy nodig het vanmôre. Jy weet. En al hierdie goed, waar Jesus vas bly staan het, waar hy moed gehad het om deur te druk, waar Jesus nederig was, waar hy vergewe het, hierdie alles, weet jy van wat praat dit? Liefde. Ek weet nie of jy die vers al ooit gehoor het, maar ek het 'n vers raak gelees hierdie week. Ek wil met jou deel. Ek weet nie of jy hom al ooit gehoor het nie. Johannes 3 vers 16. Want so lief. So lief. Het die Here jou. Die kruis is die grootste simbool van liefde wat ons ooit sal sien. Watter les het jy vandag nodig om te leer? Het jy nodig om meer vas te staan, voel alles wat jy omdruk? Het jy nodig om net weer moed te hê? Het jy nodig om miskien bietjie meer nederig te wees, bietjie meer eer en eer gee met jou lewe? Of het jy nodig om te vergewe? Wat se les moet jy leer vandag hier? Ek wil vandag vir jou sê, hoor baie mooi. Jesus loves you. Jesus loves you.